Goeiedag liewe vriende, my naam is Hannes Enslin. Ek is van Harvesters Ministries. En ons het hierdie afgelope naweek heerlik hier by julle gekuier en gister die Disipelmaker program hier aangebied. Nou kom ek vertel gou 'n bietjie vir julle van die Disipelmaker program en waar dit vandaan kom. Jesus had a very clear strategy and a specific message that would impact the whole world. The early church was faithful, but somehow we lost our way. Harvesters Ministries has designed disciple makers to help us get back to our Great Commission mandate. Together, we will look at the hard facts of where we are and examine the biblical principles of the gospel, evangelism, discipleship, and multiplication church planting. This course is not just theory and teaching. We have strategies and tools for you and your church to actively reach those in your life with the gospel and disciple them. And as you become disciple makers, you can use that momentum to begin planting churches in new places using Harvesters' hybrid church planting model. Come, rediscover what God's plan is for you in reaching the world for Christ. Rediscover His message and His method. We'd love to see you there. Sien so omtrent 25 jaar gelede het ons CEO en president Fanie Loots, wat ook hier in die Wesrand gewoon het op daai stadium, en ek die geleentheid gehad om bietjie saam aan 'n uitreik deel te neem. En tydens die uitreik het ons met 'n ligte vliegtuig waar ek die vlieënier was, daar in Malawi en Zambië gevlieg, waar ons plaaslike gemeentes gaan besoek het. En die vraag wat in Fanie se gedagtes opgekom het, was toe ons so 'n dame onder 'n boom sien sit daar. Letterlik, waar gaan sy in 'n kerk inskakel? En daardie ding begin. Vandag, so 'n bietjie meer as 24 jaar later, is daar 131.000 kerke of meer wat reeds tot stand gekom het, reg oor die wêreld. Ja, en as jy nou gaan kyk na die situasie, dan moet ek vir jou sê, dit het net op een manier gebeur. Binne Harvesters het ons die uitgangspunt om met die kerk as die instrument van God saam te werk. So wat ons doen is, ons gaan in 'n area in, en dan gaan vra ons vir die kerkleiers daar of hulle met ons sou wou saamwerk. En as hulle en ons mekaar vind, ons begin dan met hulle 'n proses, en daarna kom ons terug oor 'n rukkie, en hulle kry al hulle mense bymekaar, en dan gaan ons letterlik deur 'n proses, waar ons vir hulle 'n bietjie help om te verstaan, wat is die probleem in die kerk vandag? Dan daarmee saam neem ons hulle op 'n pad om te sien, wat is die evangelie? Wat is evangelisasie? Wat is die kerk regtig? En dan kom ons hulle by 'n punt uit om te sê, maar Jesus het gesê, daar in Matteus 28, toe hy by sy disippels was, net voor die hemelvaart, gaan na die mense toe, en maak hulle my disippels. Leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En terwyl al die dinge gebeur, doop hulle, en so het die kerk tot stand gekom. En die kerk het gegroei. En uit die proses het die Here ons geseën. Elkeen van daardie kerkleiers wat sulke geleenthede bywoon, het teruggegaan na hulle gemeentes toe. Hulle is opnuut gemotiveer gewees, en hulle het letterlik op 'n strategiese manier uitgegaan. En in hulle area het hulle gaan evangelisasie doen. Hulle het daardie mense wat die Here aangeneem het, ingetrek in 'n kerkgemeenskap, en binne daardie kerkgemeenskap het hulle toegerus om self ook getuies te gaan wees.
En dis maar al wat gebeur het. En ons is uitsonder dankbaar vir dit wat die Here vir ons gedoen het. Maar ek wil jou vandag uitnooi. Ek wil jou uitdaag. Jy sien, ek kan nie in my wildste drome glo dat die Here net vir my, of vir Fanie, ons CEO, of julle dominee, hierdie werk gegee het nie. Hy het nêrens in die Bybel gesê, dis net dominees, of predikante, of wie ook al wat hierdie werk kan doen nie. Sy opdrag was vir die disippels wat daar saam was, en hulle was eenvoudige vissermanne. Gaan maak die mense my disippels. Het is interessant dat hy in Johannes sê, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. En dan kan ons maar verder gaan kyk dat die Here in sy woord ook vir ons sê, dat elkeen van ons het 'n taak, 'n opdrag, om net sy liefde te gaan deel. En weet jy wat is die besonderse daarvan? In daai teks in Matteus 28 sê Jesus vir sy disippels, baie duidelik, ek is by julle tot aan die einde. Ek sal julle nie verlore laat gaan nie. Ek sal julle nie los nie. Daarom wil ek jou vandag uitnooi en uitdaag. Die vraag vra, wat keer jou om 'n disipel van Jesus te wees? Weet jy, ons kan allerlei verskonings uitdink. Ons kan praat van dat dit nie tyd is nie. Ons kan praat daarvan dat ons nie weet wat om te doen nie. Ons kan praat daarvan om te sê, maar wat gaan die mense sê? Vrees vir mense. Maar weet jy wat? Weet jy wat sê ons dan eintlik vir Jesus? Ons sê vir Jesus, Here, met alle respek, ek glo nie dat U by my is, soos wat U in die woord beloof nie. Jy sien, hy sê vir ons juis in sy woord, dis wanneer ek en jy swak is, dat sy krag kragtig deur ons kan werk. Ek wil jou uitnooi. Ek wil jou uitdaag. Ek wil vir jou vra, wil jy nie vandag vir Jesus op sy woord neem nie? Wil jy nie vandag vir Jesus sê, Here, ek is bereid om presies te gaan doen wat U in die woord sê. Gee my die krag, gee my die wysheid, gee my die woorde, want U belofte is dat U by my is. En dan hoef ons nie verskonings te soek nie. Dan hoef ons nie onseker te wees nie. Nee, dan kan ons met 'n groot stuk vreugde in hierdie wêreld ingaan. Met autoriteit hier ingaan, want ons is die verteenwoordiger van Christus. En wie weet wat die Here deur jou lewe in hierdie situasie kan gaan doen. Daarom, my liewe vriend, toe Jesus gesê het, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Met alles wat jy het hy daarmee saam gesê, gaan maak die mense my disippels en doop hulle en leer hulle. Jy hoef nie bang te wees nie, want Jesus, die Here Jesus Christus, met sy krag, sy almag, is by jou. Mag die Here jou help. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die koning van die konings is. Dankie dat U die Here van die leerskare is. Dankie, Here, dat U die belofte gee dat U by ons is elke dag, elke oomblik. Here, en daarom as ons vandag voor U buig, kom ons met die gebed dat U deur die Gees in ons harte sal werk. Here, maak ons getrou as getuies van U liefde en U genade. Gee, Here, dat ons sal gaan vertel van dit wat Jesus in ons lewens gedoen het. Gee, Here, dat ons die liefde van Christus vir die wêreld sal vertel. Want U het gesê, as elke knie buig en elke stem erken dat Jesus Christus die Here is, kom U weer. Here, ons sien so uit daarna om by U te wees. Help ons, want U is heilig. Amen.